Toe kom ek agter, maar iets is nie regtig lekker nou hier in die gang nie. Toe later kom ek, het ek gehoor, sy het hulle drankgeld geskuld, dis die gangsters, wat eintlik gaan sit en wag het, maar omdat ek so met haar ry en goed, het hulle gedink, ek is betrokke met dit. Toe ek toilet toe wil gaan om te gaan bel, om te sê, is moeilikheid, toe voel ek het 'n gunshot in my kop, met die agterkant van die gun geslaan, toe ek uit soos 'n kers. Maak hulle my vas aan die bed op my maag, en so het hulle my amper vir 'n week lank verkrag. Welkom julle hier by nog 'n episode van Ek is vrou. Ek is hier saam met Liesel. Pretoria is hier van Redeeming Love. Hallo Liesel. En sy gaan ons gas aan julle bekendstel. Ja, baie dankie vir die geleentheid. Ja, soos wat ons gesels het en met die vorige podcast waaroor ons gesels het, was een van die meisies waarmee ek 'n pad stap, was bereid om bietjie haar deel van die storie te kom verduidelik. Ek dink ons weet nie altyd verstaan hoe daai persone optree en hoe hulle te werk gaan nie. En ja, sy was bereid om vir ons te kom deel bietjie wat haar storie. En haar journey wat sy gehad het. Nou ja, ons gaan nou begin. Ons gaan nogal 'n bietjie diep raak vandag. Ek wil nou al vir jou eers vra. Ek wil eers vir jou baie dankie sê dat jy hier is en dankie dat jy jou passie en jou storie met ons kom deel en dankie dat jy bereid is om jou journey met ons te kom deel. Ek waardeer dit vreeslik. Ons gaan nogal diep raak vandag. Nou ja, hoe dit nou alles begin? Baie jare terug, in 20 was ons standaard 3 gewees. Toe ons in 'n blokflat gebly. Ja. Ons in 'n blokflat gebly en die dame langs aan ons het daar gebly. Sy is ongelukkig gelukkig nou oorlede aan 'n siekte en sy het girls gehad, sy het 'n klub gehad wat vir girls wat vir gewerk het. En my ouma het altyd vir ons gesê sy kon nie braai tannie nie. Maar nooit regtig verstaan nie. En ja, want ek weet jy is 13 jaar oud. Ja. So ons het nie verstaan eintlik wat se besigheid die tannie doen nie. So my ouma het gesê sy kon nie naby daai tannie nie. En ja, ons het altyd swembad toe gegaan om skelm sigaretjies te gaan rook daarso. So ons het altyd R5 gesoek iewers as my ouma by die werk is. En toe eendag toe sê die dame vir ons kom praat met my as julle 'n geldjie wil hê sal ek julle gee, maar dan moet julle my eers 'n gunsie doen. Ons like, wat 'n gunsie is dit nou? Sy net 'n bietjie fotootjies van julle vat terwyl julle in bikinietjies is of 'n bietjie topless is of so. En dit is dit waar dit begin het. So, en dit soos ons nou gesê het, jy was 13 en jy het 'n niggie of 'n vriendinnetjie saam met jou geraak het, ja. So, dit is en jy is nou 41 jaar oud, né? Nou vertel ons 'n bietjie oor jouself. Vertel ons wat jy nou, waar jy nou is. Wat is nou vandag by Okay, ek is nou vandag soos in ja, ek probeer maar betrokke bly saam met Liesel. Want sy moedig, sy is regtig, kan ek sê, iemand wat na ek opkyk. En soos hulle sê, baie dingetjies wat in ons lewe gebeur, is nie daar vir ons om te verstaan nie, is daar vir die God om te laat verstaan. Hy sal vir ons dit verstaan. En dis daarom kom die wêreld rond is, want hy hou dit in die palm van sy hand. So daar draai ons almal saam en hy bly nie net lief vir jou of vergewe jou wat. Hy het ons almal ewe lief. Is dieselfde, gaan jy jou kind geslaan, is jy al minder lief? Nee. Jy bly dieselfde lief vir haar. Dit werk so met ons almal. Ja. Net 'n bietjie weer terug te kom nou, toe jy nou 13 was. Nou jy het vir my nou vroeër vertel van 'n spesifieke aand wat dinge nou heeltemal skeef geloop het, nee? Ja, dit het so gebeur. Ons het my ouma gevra, want sy laat nie ons sommer uitgaan saam met 'n mansvriend of so nie. En die ouetjie was ons skoolvriend gewees en hy het ons gehelp ons huiswerk doen. So saam in dieselfde klas gewees. En toe sê kom ons gaan kyk 'n movie, want hy doen nou nog na skool gaan werk, hy's 'n waiter ook nog. Ek kry 'n paar vriende te wil ons stiekem 'n movie te gaan kyk. Toe ons 'n movie gaan kyk en ietsie gaan eet en toe het ons gehoor van hierdie dansplek Bulldogs. En daai plekkie het ons toe gegaan.
Ons het 'n paar drankies gedrink en daar is ons geld klaar. Dus ek was aan hoor by Tannie Dolly of ons dalk kan 'n paar sente leen, ons kan dit weer vir haar teruggee of vir ouma vra. Ek sê vir haar, weet jy, ek gaan net nie daarin gaan nie. Ek sal vir jou buite wag want dit is nie die regte plek om in te gaan, het ouma gesê. Ek staan buitekant en toe kom sy uit saam met Tannie Dolly met 'n drankie in haar hand. En dit is wat ek onthou. Na daai drankie kan ek niks onthou nie. Ons was glo met die Goli sterre verkoop en klomp dinge daar gebeur het. Ek self nie eens weet tot vandag toe nie. Ek het net die volgende oggend wakker geword met klomp geld, soos R5000 in ons skoen en daai tyd was dit baie geld gewees. En nooit niks minute hoor ons 'n klop aan die deur, toe sit daar 'n pa met die kinderbeskermingseenheid. Toe die taxi-drywer wat langs haar pa bly, ons hele aand nog gesien en uit beweeg en dit het hom geplot, toe haar pa gaan sê. En dit is waar die goeters begin het. En toe verder daarna, Nee, toe was ek onder kinderbeskermingseenheid gewees. Hulle het my 'n bietjie weggestuur en was in Potchefstroom en Welkom en so aan, so het ek skool gemaak en daai. En toe ek nou klaar is, toe gaan ek 2000 na Kaapstad toe. Want toe weet nou almal nou van die storie en ons het skaam gekry. Toe trek ek sommer Kaapstad toe. En daar in die Kaap gekom het ek iemand ontmoet wat vir my baie like. Ons het kinders saam gekry, hy is ook nou oorlede aan suiker. En ja, ons het lank saam gewees voordat hy oorlede is. Ons was omtrent so 10 of 15 jaar saam. En dit ek weer teruggekeer daarna, van daar af hierdie kant toe. Maar intussen tyd, voordat hy oorlede is, het ek maar gaan weer dans, so stripshows. Maar ek het so gewerk, ek het gegaan na mense wat bachelors het en goed, gaan ek na hulle toe en dan gaan dans ek wel 'n bachelor parties nie. En eendag toe kom ek wat 'n freelance amper. Nee, Of dit is was soos dit hulle direk betaal, hulle bel my, op my vriendin, want sy adverteer dit vir my, dan, sy was my drywer gewees, dan vat sy my soontoe, en dan wag sy vir my om klaar te dans, en dan ry ons na die volgende ene toe. Ja. En ja, een middag toe kom ons by die huis, maar dit was laatskemer, ek het in Bloubergstrand gebly, en my deur se sleutels het weggeraak. Nou, ons moet deur die venster klim om in my flat te kom, en ek het nie 'n klou waar is my sleutels nie. En ons nou so by die huis ingaan, sy sê nee, sy gaan maar buitekant staan, so daar 4 van hierdie lang, hulle lyk amper soos, wat noem jy dit, hierdie rations wat so lank en groot gebou is, en dit sit hulle daar so. Toe kom ek agter, maar iets is nie regtig lekker nou hier in die gang nie. Toe later kom ek gehoor, sy het hulle drankgeld geskuld, dis die gangsters, wat vir haar eintlik gesit en wag het, maar omdat ek so met haar ry en goed, het hulle gedink ek is betrokke met dit. Toe ek toilet toe wil gaan om te gaan bel, om te sê is moeilikheid, toe voel ek het 'n gunshot in my kop, met die agterkant van die gun geslaan, toe ek uit soos 'n kers. Maak hulle my vas aan die bed op my maag, en so het hulle my amper vir 'n week lank verkrag. En net so as ek by wil kom om te skree, dan kap hulle my weer, dan pas ek weer uit. En as dit nie vir die tannie was wat langs my gebly het nie, het ek vandag, was ek dood, ek dink ek was redelik dood dan. Want ek kon darme gil inkry, en toe sy vir die vakansie af terugkom, toe hoor sy iets is nie reg, en toe bel sy die polisie om te kom kyk. Want in die Kaap werk het so, jy gaan interfereer nie sommer by iets as jy nie weet wat daar aangaan nie, want al maak hulle sommer dadelik dood, hulle is nie bang om jou dood te maak nie. En dit is dit. En toe kom jy nou op Liesel se pad? Dit het gebeur, die girl, die naughty girls wat hier so in Beinsvlei is, die eienaar daar so het die COVID gebruik as 'n rede om ons geld nie te gee nie, ons het daar gedans. En elkeen het 'n redelike paar rande gemaak, so hy betaal ons nie dadelik, hy betaal ons op 'n Saterdag of op 'n Vrydag, maar as die Vrydag kom, is dit nie meer kos môre. En toe toevallig gebeur dit nou, dat dit nou lockdown is, dit is nou so. Nou, maar waartoe gaan ons het nie regtig familie of vriende waartoe ons kan verhuis nie, ons het ons nou klaar verhuis, hierso huisie gemaak en dit. En toe gaan ek, toe dink ek hierso, ons sit sonder krag, ons sit sonder water, wat gaan ons doen? Die plek is ook maar half gebou, soos amper soos 'n halfgeboude plek. Ja, die omstandighede was baie sleg. Ja, dit is nog nie eens klaar gepleister, die mure is nog steeds net sement en dit.
toe gaan ek na Maria van Beinsvlei se polisiestasie toe vra ek haar vir hulp. Maar ek het eers gegaan na 'n ander kerkie toe. Toe kyk hulle my net so skeef aan. Dis ek maar hoorie so maar ons is net mense soos julle. Ons vra maar net 'n bietjie hulp, soos kossies of daai. Dis hulle sorry, hulle kan ons help hê. Toe gaan ek na Maria toe. Toe sê Maria, sy gaan vir my mense bring wat vir ons kan help. En dit is waar ek toe aan hierdie wonderlike Liesel gekom het. Maar die ding is ook, ek was betrokke by die saak toe sy was 14 jaar gewees. Ja. Was ek in by kinderbeskerming gewees daai tyd. So ons het daai saak gedoen. So dit is wanneer ek haar die eerste keer gesien het en nie besef die tweede keer toe ek met haar begin, jy weet, 'n pad stap, nê. En toe ons so met die tyd wat ons 'n pad gestap het, ons daai bymekaar gesit en ek ken haar letterlik van toe sy al 14 jaar oud is. Ja, dit het ons soos in met 'n hele wind weggeslaap. Ek wow, kyk hoe groot jy geword, ja. Kyk hoe groot jy geword. Ja, dit was verskriklik ongelooflik en toe het Liesel vir ons kom help daar. So, ons was 7 dames gewees wat daar gebly het. En ja, sy het ons kom moed en praat, vir ons kom bid en vir ons kossies gebring en kleertjies en komberse, want ons het niks gehad nie. Want obviously die eienaar met alles geloop. En ja, sy het ons weer 'n bietjie hoop gegee in ons lewe en ook vir ons gevoel, ons is ook maar weer 'n bietjie belangrik en nadat ons die ander episode raakgeloop het van die kerk wat ons weggewys het. Ja, het ons weer 'n bietjie wanted gevoel en sy het ons weer soos in Sy is regtig liefde, nee. Dis verskriklik. Nou ons kom nou net van die Freedom Walk af. Ons het vanoggend ge-Freedom Walk teen mensenhandel. Baie dankie Liesel vir julle organisasie vir daai. Ek waardeer dit verskriklik baie. Ons was oor die 300 registrasies gehad. Dit was nogal 'n baie inspirerende walk geweest, nê? Ek weet nie hoe jy dit ook ervaar het. Nee, Ek dink dit was baie lekker geweest. Alhoewel ek so klein bietjie van 'n bubbelas gehad het. Was dit lekker? Maar it's normal. No, ek is baie bly ek het gegaan. Dankie Liesel vir jou. En dankie vir al die werk wat julle doen daar by Redeeming Love. Ons waardeer julle hoor. Nee, so groot plesier. Ja, ek sê mense raak lief vir die mense en ja, om my pad te stap. Ek dink die Here het die Here het vir elkeen van ons 'n amazing toekoms beplan en ek dink ek sien baie keer die potensiaal dat dit is nie waar ou moet wees of wil wees nie. En ek dink ook as mens met hulle gesels in die pad stap, niemand het ooit gedink, jy weet, dis wat ek eendag wil doen nie. Dis omstandighede wat dit veroorsaak het. En terwyl ek nou hier sit, dan dink ek net soos dan mense kan nou wonder, maar hoekom is die persoon nog nie uit dit uit nie? En ek dink ja, ek weet nie kom ek jou verduidelik hoe werk dit. Kyk, in die begin is dit 'n moeilike storie. Ek het elke keer gehuil na elke ding wat met my gebeur het. Soos in, jy weet, as ek kamer toe gegaan het, dink ek doen het uitgekom het, ek mag huil. En dan voel jy vuil, jy wil jou net self was en naderhand dan is like okay, dit is die enigste manier hoe jy geld gaan maak in hierdie lewe. Want mense sê jy is niks werd nie, jy is niks werd nie. Jy sal so bly vir die res van jou lewe en dit begin jy naderhand glo. En ja, my heel eerste werk wat ek in my lewe gehad het, was by 'n bottelstoer gewees en dit is waar ek begin werk het en ja, toe dit nou later aan begin gebeur dat ek nou maar weet na die dans toe gaan, omdat ek dans baie interessant vind en dit is vir my baie lekker om te dans voor mense. Maar ek kan nou nie die tipe dans nie, maar ek is mal oor dans. Ek het op skool ballet gevat en moderne danse en tap en modern dancing en ballroom dancing en al daai. Ek hou van langarmdans. En ja, jy moet maar van 'n slegte saak ook 'n goeie saak maak. Jy moet nie net altyd 'n negatiewe hê oor alles nie. En ek moet sê daarso waar ek dans, is dit nogal vir my baie lekker. Ek was op drugs gewees. En die eienaar van die plek het vir my gekry om van dit af te kom. Na 'n jelse gesukkel en ek wil net sê dit was baie moeilik. Ek is vandag baie bly ek is skoon. Ek is nou amper 'n jaar skoon. Ja, ek was op die Crystal Meth en op Mindrex gewees. Okay. Ja. En hulle het jou heeltemal van dit af. Hulle het my heeltemal van my afgekry.
Dis wonderlik, nee, en Ja. dit is by die kom ek sê die dansakademie, kom ons Yes. sê dit so. By die dansakademie en gewoonlik mens dink nie altyd hulle gaan mens help nie, maar Ja. dis op Maar hierdie dit stadium is dit jou familie. So streng, jy moet streng wees in so 'n bedryf, want anders dan gaan die plek chaos wees, verstaan jy? Want jy kry plekke, soos byvoorbeeld die een in Springs, waar daai mense, die ou is net gepla oor die geld, so hulle werk hulle dood, dan kry hulle absoluut nie 'n sent van daai geld. Hulle moet eintlik die ou gaan smeek op hulle knieë vir net om 'n brood te kan koop. Dit is nie reg nie. En as dit te veel gevra word oor die geld, dan word jy sommer weggejaag in die middel van die nag, nie eers in die dag nie. Dis nog erg. Ja, dis baie erg, nie. Ek weet nogal sê as ek dink aan haar en die situasies wat sy my al soveel keer gebel het sy eintlik so 'n moederhart. Daar's altyd iemand waaroor sy my bel. En ek dink daar's kere wat sy gebel het vir ek wil sê vir kos of vir ek nie regtig groot goed nie, maar as sy bel en hulp vra, is dit altyd vir iemand anders. Daar's altyd 'n ander meisie wat ek wil sê te veel dwelms gebruik of 'n meisie wat uitdaag by die klubs en dis wat ek nogal opgetel het van haar, dat sy altyd daai moederhart het. Waar sy bly ook, ek kan enige tyd instap daar en baie keer is dit chaos daar. En sy is die een wat sê luister, goed moet in plek kom. Sy is die een wat sê luister, die plek moet netjies gemaak word. So sy het so 'n moederhart. Ek wil nie sê daar diep binne nie, maar sy's regtig, verstaan, sy's 'n caring mens. Absoluut, ek het nou vir die oggend met jou te doen gehad en dit is presies wat ek ook by jou opgetel het. Is net jy's regtig, jy's caring en jy's liefde. Jy het baie liefde om uit te gee. Kyk, hulle sê dit is nie te sê dat jy swaar groot gemaak geword het of jou ma het baie gedrink of jy is baie geweldig groot gemaak of dat jy as mens moet gaan dieselfde doen nie. Wees 'n beter mens en die Here maak vir jou die pad beter. Daar's 'n plek in die Bybel wat sê jy kan kies die smal paadjie of die dik paadjie. Ek weet die pad is nie altyd lekker in die smal paadjie nie, maar probeer maar so The small and narrow. verstaan, Nee? ja. The small and narrow. En ek is Diagnoseer. Daai ene vir met kanker, ovary cancer en ek het gevoel die Here gee my nog 'n kans om reg te maak wat ek nog nie reg gemaak het op orde nie. Anders kon hy my al lank al gevat het. En ja, ek probeer maar. Dis wat my elke dag hoop gee. En jy het kinders ook, né? Ja, jy het ek het 5 kinders. Ek het 3 dogtertjies en 2 seentjies. Die een seentjie waarmee ek geryp was, het ek aan laat neem deur 'n baie ryk familie. Dit was maar die swaarste deel van die hele storie toe ek geryp was, is om daai laaitjie te laat aanneem. Maar hy is in baie goeie hande. Soms het ek gedink ek is 'n slegte ma, maar ek dink tog is ek nie, want dit kon erger gewees het. Jy het vir hom 'n beter Ja. lewe gaan probeer Die gee. vrou kon glad nie kinders kry nie, omdat sy soveel besighede het en stres het. Was sy bitter graag 'n kind gehad het. En hy was 3 jaar oud toe ek hom laat aanneem het. Voor dit het ek op die strate gebly en goed. En so het ek maar met hom getravel, jy weet, met pa het ook, hulle moet die DNA gevat het om die ouens te vang wat my geryp het. So ja, alles daarom nou, die tegnologie is baie goed, sodat hulle kan al daai swame vat wat binne in jou is, om te sê daai ou en daai ou. Al is dit 6 maande later, kan hulle nog steeds is dit al optel. so? Ja. Ja. So ja, dit is hoe die nou vandag deesdae, dit is baie wonderlik. So as jy kan, ek sal hom aanbeveel is so iets met julle gebeur, try maar dokter toe gaan en praat met 'n dokter of iets en hulle kan dit optel. Hulle kan dit presies optel. Maak nie saak hoe lank terug dit is nie. Hulle tel dit op. Ja, en dan jy was nou 13 toe jy nou die eerste keer verkragt was, né? Ja. En van daar af ek wil net dit is nou Ja. baie slegte vraag om vir jou te vra, maar Nee, dis ja, reg. jy's nie net daai een keer verkragt nie, jy's 'n paar keer. Ek is daai een keer met die eerste keer toe daar by Dolly se klub was en dan toe ek in Kaapstad alleen gebly het. Daar nou met daai Ja, met daai 4 Met daai ouens. 4 ouens. Ja, gangsters. Hulle noem hulle die 28's. Gangsters, ja. en was hulle nou een van Ja, een van Die- hulle was nou die pa gewees van die kind. is dit? Ja. En toe het ek hom laat aanneem. Sjoe. Ja, Ja, dit moes dit was vir 'n bietjie jou erg verskriklike- gewees.
Wel, ek het dit reg gedoen deur die hof. Ek het die regte prosedure geneem. En ja, sy was net so baie goed geweest om vir my daar te laat bly vir 'n week. Want hulle gee 60 dae om jou mind te verander om te kyk of jy wil, maar ek het net gesê, vat die kind. As ek hom sien, dan dink ek elke keer aan daai dag. So, dit is nie die kind se skuld nie, dit is daai mens se skuld. So. En daai kind is so gelukkig waar hy is. Hy het al klaar sy eie perde plaas, alles. So beter as dit kan ek nie gegee het, is myself nie. Het jy kontak met hom of? Glad nie. Maar sy het my beloof, sy sal nooit my ander 2 dogters van hom af weghou nie. Sy gaan hulle nog elke keer op hulle verjaarsdae en op hulle kyk, hulle is Jode, so dan gaan ons op hulle Joodse vakansies en sulke goedjies om met die broer te kom kuier. Okay, dit is baie nice. Sy het my dit beloof en sy doen dit tot vandag toe. En nou wil ek vir jou vra, wat is 'n tipiese aand nou vir jou? As jy nou, jy weet jy het 'n besige aand wat nou voor lê. Ek wil graag hê jy moet vir ons 'n scenario skets dalk. Okay, dit voel of jou voete nie vloer vind nie. Is like okay, jy moet nou 'n bietjie rus inkry. So jy staan vroeg in die oggend op, jy maak gou jou plekkie netjies en maak seker die ander mense in die huis is maar ook besig om dit dieselfde te doen, want hulle moet in 'n roetine bly. Sodra een uit 'n roetine uit is, dan is die hele span uit die roetine uit. Ons het diertjies ook, wat ek wil graag ook weer gee vir huise wat miskien 'n diertjie nodig het, wat baie muise probleme het. Ja. En hulle is nogal oulik met die muise. Dit is like 2 babietjie katjies wat nou 3 weke oud is, en dan 2 volwasse katte, 'n mamma kat en 'n pappa kat. Ja, so dan, van daar af, dan is dit nou vir my, okay, sit my werkklere reg. By 5:00 moet ek al klaar by die werk wees. So dit is al 4:00 moet ek al begin 'n plan maak om by die werk te kom, of 'n lift te vra of iets, of iemand wat daai kant toe ry. Andersins vat ek sommer maar 'n Ubertjie as ek nou langs by die ou oom wat my kan help met 'n geldjie of so. Want dit is nogal redelik duur om 'n voer te vat van daar waar ek bly tot daar. By jou dans, by die dans. My petrolonkoste is like soos in R5,000 'n maand. Ja. Ja. Dis nogal net vir voer so en toe en terug. Sure. En dan kom jy nou by die werk aan en as ek by die werk aankom, dan is dan praat ons nou almal eers in die make-up kamer met mekaar. Hoe was hulle aand nou by die huis gewees? Is hulle nou right is? As die ander 'n bietjie te veel gedrink is, dan lag ons nou eers 'n bietjie daaroor. En die een aand sit ons ook so voor ons maak ons die meisies wat nou voor 5 inkom, kan nou hulle make-up by die werk doen, maar as jy by die werk aankom 5:00, moet jy al klaar aangetrek wees. Dis ons reëling. Ja, hulle het baie streng reëls, maar ek like die reëls, dit werk vir my. Ons word randomly getoets by die plek vir drugs. Sy sal net ewe skielik sê, al die meisies in 'n lyn, asseblief ek wil julle toets, en dan sit nou piepie en dan sit nou so. Ons mag glad nie voor 11 in die aand drankies soos dubbels en daai goed drink nie, net na 11. Want sy sê dit is baie onprofessioneel vir ons dames wat nog steeds dames is, om nie soos 'n dame op te tree nie. Jy weet, soos amper soos 'n spirit mate aan te gaan nie. Ja. Want daar kom tot mans met hulle vrouens daaraan om net bietjie die jacuzzi te gebruik saam met sy vrou, of 'n bietjie die girl te sien hoe sy dans om haar te ondersteun en dit en daai. Jy weet, dit is nie iets ernstigs soos seks betrokke of daai nie. Party van die vrouens wil net gaan saam met die girl net vir 'n massage, om bietjie te ontspan, en dis dit. So, ek het nie geweet mens het sulke, wat jy kan net gaan vir so intoe nie. Jy kan, ja. Sure. Ja, daar was tot 'n gastekamer beskikbaar waar hulle bietjie te veel gedrink het, gaan dit nie in sy hele hart kry om vir daai kliënt te sê, nou kan jy agter jou stuurwiel klim en te gaan ry huis toe nie. Want hy sal dit nooit oor sy hart kry as hy oorkom langs die pad. Ja. Ek weet nie of jy gehoor het van die kliënt wat die kokain gebruik het, en toe het hy trok gesteel of iets so, en het vang hulle om in Kimberley. Dus hy het oorlede, dus het hulle hom raak geskiet. O, genade. Ja, maar laat glad nie daai goeders op sy perseel toe nie. Laat geen drugs op sy perseel toe nie. Want vir daai rede wat met daai ou gebeur het. Ja, en dit kan absoluut chaos veroorsaak dan, hè? Dit is. En dan jou kliënte wat jy nou het jy soos half regulars? Het jy? Ja, ek het my regulars. Kyk, is nie altyd wat jy seks het met hulle nie. Dit is ook maar mense wat se vrouens oorlede is, en hulle is ook maar lus vir 'n bietjie geselskap en 'n bietjie ondersteuning, jy weet. Companionship en ja. Okay.
wat net graag 'n bietjie aandag nodig het. Jy weet, dan braai jy maar 'n bietjie saam met hom. As jy die geldjie kry, dan is dit basies net vir daai uurtjie of 'n halfuurtjie. Maak nie saak wat julle doen nie, al gaan eet julle net uit vir 'n halfuur of 'n uur, is dit waaroor dit gaan. Jy betaal net vir daai tydperk om saam met die kindjie te kuier. Okay. Dit is waaroor dit gaan, ja. En dan nou aan die lelike kant nou weer, dan kry jy nou Dan kry jy nou maar jou varke. jou varke. Jy kry maar jou varke, want jy sê jagsbees is geen man se speelmaat nie. En hulle kan dit nie inhou nie, maar okay, dan is dit ook nou nie so erg nie. Dis like as jy nou daai protectionkie moet jy altyd byhou, want daar's soveel siektes wat kan rondloop. Jy sal dit nie glo nie. So mense Ek wees dink maar dit raak ook versigtig. net al hoe erger en erger, nee. Ek gaan ten minste elke 6 maande vir 'n toetsie, want dit kan eers wys op 6 maande. Party mense het dit, maar dan sal jy dit nie eers sien nie, dat hy HIV positief is nie. Baie het dit, dan kan jy dit, dan sien jy dit, maar oor die algemeen, hulle sê so 30% van die tyd kan jy nie weet daai persoon dit is daai. Ja. Ja. So ek toets my maar gereeld vir 'n in case. Mens weet tog nooit nie. En STD's en al daai dinge ook maar ek nou het beide. daarom gelukkig, dankie Vader, dat ek nog nooit sulke goed gehad het in my lewe nie. En dan was jy nou al in 'n gevaarlike situasie? Behalwe nou vir daai gangs nou. Ek het geleer, 'n mens moet maar rustig wees as jy agterkom. Kyk, 'n vrou se instinct is maar baie sterker en beter as 'n man se nou. As jy agterkom daar's iets nie lekker nie, dan wees maar net rustig, want dit maak die persoon net bietjie meer kan ek Hyped sê, up. ja, bietjie meer hyper en jy weet bang en dan kom nou daar verskriklike dinge uit as jy nou nie maar rustig is nie, want hoe rustiger jy is, hoe beter is die situasie. Jy weet, en as jy ietsie agterkom, kan jy vinnig kyk of jy dalk 'n plan kan maak. Kyk wat is die vorentoe se, jy weet, 'n plannetjie wat jy kan maak dalk, of iets soos daai. Om weg te kom of so. Ja. Kan jy vir ons so iets verduidelik of kan jy Ja, ek kan vir julle so ietsie verduidelik. Dit het met my een keer gebeur dat ek het gelê en slaap en ek het wakker geword. Sien ek maar hier is daar 'n vreeslike gun onder hierdie ou se kopkussing. En ons het gekuier en so aan. Toe maak ek of ek die TV instel en 'n aerial buitekant werk, jy weet, want ek het mos nou agtergekom, hier's iets nie lekker nie. En hierdie ou het te veel karre in sy yard, jong. En die ou het my vriendin, ek nooit geweet nie, paar jaar voortoe, agtertoe het hy haar ook gekidnap en haar geryp. En toe het hy haar gevat en haar arms vasgemaak en haar gebrand hier so met sigarette. Sjoe. Ja, en sy was getraumatiseerd daardeur en sy het 'n wat noem jy daai Protection order. daai gekry, maar dan sit hy nog steeds voor haar huis elke dag en bel haar van die kar af en sê ek sien jou en wat jy lyk mooi en dit en dat. Maar dit is waar dit gebly het, want niemand het regtig omgegee nie, is maar net nog 'n ou wat nog 'n probleem was, verstaan jy? En ja, ek weet nou nie waar is sy nou vandag nie, maar ja, die ou traumatized, hy bel my ook nou nog. En sê ja, ek weet jy is nou in Bloemfontein, wanneer gaan jy 'n bietjie vir my kom kuier, jy weet? Jy kry maar jou pedofiele daar so, ja. Ja, jou bietjie stalker ook, nee. Yes, jy kry maar van hulle. En so 'n situasie praat jy glad nie terug, want jy sê sodra jy ietsie gaan sê, dan is dit 'n vuur wat jy aansteek om weer terug te kan praat, verstaan jy? So jy bly doodstil. Jy ignoreer hom net flat. En dis waar dit bly, dan is dit dood. Ja, jy het nou gesê jy is nou al 'n paar keer wat jy nou nie meer met ons sou gewees het nie. So daai gevaarlike situasies, daai Yes. wil jy vir ons net so enetjie vertel? Ja. Anders dit nou as daai gangs, ja. Probleem nie. Ek het eendag het ek saam met 'n groepie girls gaan kuier en die mense wat saam met die een girl daar aangekom het nie lekker gelyk nie. Hulle was te rof en onbeskof en vieslik gepraat, want kyk hierso, al is jy nou, maak nie saak wat se werk jy doen nie, of dame van die nag is, of whatever dit is, ons almal is kinders van die Here. Hanteer 'n vrou soos 'n vrou, jy weet, praat nie so vieslik nie. Toe sê iets al reeds vir my, kyk, hier is nou 'n ding in die gang,
Want hierdie girl lyk ook baie op haar senuwee. Sy is half as ek op haar lyf kyk, vol blou kolle al, jy weet. Sure. En haar oë is 'n bietjie pers, so dit lyk of sy bietjie te veel in het en van drugs, jy weet, spuit en goed, want ek kan sien haar arm staan so dik geswel van die elke keer die spuite. armes en dit. Dus kyk hierso, ek gaan net gou vinnig winkel toe. Ek is nou terug. Het julle almal iets in dalk nodig van die winkel af? Nou wil ek so bitter graag haar uithol, maar jy kan nie dit doen nie, want dan gaan jy ons nou die ouens mos nou aan, Ja, jy weet ja. nou wat aangaan. Jene, en toe ek nou daar uitkom, by die kafee aankom, skree een van hulle, nee, jy kan maar sommer dadelik terugkom, jy ook ongeskik en onbeskof, vloekwoorde en dit. Sê ek, ja nee, het is nie jou handsak vergeet. Dus ek daarin bly. Ja, jy sê. En daar was die Here weer saam met my gewees. Die ander keer in Springs, ek het nie eers vir julle daarvan vertel nie. Ek het winkel toe gegaan daai oggend, ek moet eet in die oggend. Dis al wat my wakker maak. Toe stop 'n bakkie met ouens in die kar, 2 voor in die kar gesit, maar ek kon nie regtig agterin gesien het nie, want dit is baie donker ruite. Toe vra hulle my vir 'n sekere rigting, waar is die plek of daai plek? En soos wat ek sê, nee, ek weet nie waar is dit nie, want ek ken nie Springs nie. Spring er ander 3 uit die agter die bakkie uit. En hulle ruk my te binne in die bakkie in, en hier ry ons, en ek het geen klou waartoe ons ry nie. Ek weet net my plek waar ek moet wees is in Emeraldstraat. En toe ek op die N1 kom, gelukkig het hulle my daar uitgegooi. Ek het iets gesê van, ek is 62, of ek het nie, ek weet ek het iets gesê, waar die Here by my was. En hulle het my net daar by die roebord op die N1 uitgegooi. En ek weet nie waar die hel was ek gewees nie. Toe sien ek daar soos 'n swart dame en 'n swart vrou, die vrou het bestuur, in 'n bakkie. Toe spring ek dadelik daarin, want iets het my gesê ek kan daar, so dit is veilig daar. Toe sê ek vir hulle, ek was net gekidnap gewees, help my net om by die Emeraldstraat uit te kom. Toe sê die swart dame vir my, nee, geen probleem nie, mevrou, maar ons moet net my man gou by die werk aflaai. Ons het hom gaan aflaai, en ek het die mense by die werk kan vertel, en hulle het my nie daarom geglo wat net met my gebeur het nie. So ek was amper weg gewees. Dit is ook weer een van daai gevalle. Ja. Nou, so om terug te kom nou met daai kidnapping nou so. Jy wat nou in die industrie is, jy kom seker baie met meisies wat nie gewillig is daar. Ja, jy weet wat al getraffic is. En ek weet jy weet ook mos nou waarvoor om te kyk, né? Definitief. So jy word baie dit is actually scary en goeters. Dit is jong dames wat dronk, wat hulle maak hulle so dronk, dat hulle eintlik nie eers weet wat hulle name is nie. Hulle noem dit 'n roofie. Nou dit is nou 'n die ecstasy, amper soos 'n ecstasy, maar ek kan nie mooi verduidelik wat is alles daarin nie, maar hulle gee dit in en dan vergeet jy dat jy kan niks onthou nie. Soos tot vandag toe kan ek niks onthou van Dolly se dag af nie. Ek weet nie wat het gebeur daar nie. Ek net gehoor daar's foto's van die Golly sterre en goeters by betrokke. Ek kan al wil ek hoe hard, ek kan niks onthou nie. Ja, en ja, want ek ben die trafficking is nou, dit is 'n groot probleem hier so in Bloemfontein en jy wat nou in die industrie is, dis nogal, en jy ook Liesel, ek meen julle werk op 'n daaglikse basis met dit. Ek sommer skieurig en ek weet hier is verskeie clubs ook in Bloemfontein, wat noem is die gentleman clubs. En vir hoeveel van die clubs het jy al in Bloemfontein gewerk en is daar ek wil sê, ek weet nou van sekere situasies wat hulle 'n meisie werk by 'n klub en dan vir 'n rukkie hier en dan word sy aangeskuif of hier gaan dit moeilik en hier so ek wil sê 'n sirkel van meisies wat verskillende klubs na toe gaan of werk hier bietjie en dan na die volgende een. Daar was so iets gewees op 'n tyd, daar was 'n plek met die naam van Club Chantel. Die tannie is oorlede aan 'n hartaanval. Sy was ook 'n baie oulike vrou gewees wat die plek geran het, sy na man. Hulle was net so streng ook oor alles gewees. Jy weet, die girls kan nie so maak nie, so maak nie, maar dit is goed gewees want dit het hulle in toom gehou. En daar was 'n kompetisie gewees tussen die tannie en ek sal en kom ek so sê is like al die ouer dames is daar so van al die ou escort dames werk. En nou dat die tannie dood is, nou is dit net hy het nie regtig kompetisie nie. En dan nou net die plekkie waar ek nou strip. Ja.
Ek sal sê as ek nou by enige ander plek kon kies het om te kan werk, is dit maar eerder waar ek nou is. Is baie alraai daarso want dit is skoon, is higienies, daar's kos en daar's verblyf in dit. Maar ek bly nou maar En jy voel nie weet onveilig nie, dit is die ding. Nee. By sal ek nog onveilig voel. Is dit? Ja. Hoekom? As ek dit nou so mag Ek het eendag daar ingestap, toe ek 'n drankie daar gaan drink en toe ek my vriendin daar raak geloop en toe vra ek vir haar, Jessie, is daar nie 'n plekkie waar ek nie gou my klere kan verander nie. Dis sê nee, dis doodreg. Ek moet net vir hulle 'n dans doen want hulle het nie 'n danser nie. Ag nee, toe ek na die kamer ingekom het, is kyk daai beddegoed, so stokstywe beddegoed. Ja. Dit is vrotkouse. Ja. Dis ja, slag. Dis is hulle hier so swam kom vat, is hulle swanger met die swam. Regtig? Ons het 'n bietjie grillerig. Die geen is niks daar nie. Is dit? Dit lyk goed en wel tot in die bar, maar in die kamer toe gaan, daar was nie eens 'n seep in die badkamer nie. Daar was nie toiletpapier nie. En dan kom die mans nou so intoe vir hulle danse of kom hulle vir gunsies, hulle kom vir seks. Na daai plek toe. Ja. Okay, want jy het nou gesê jy moet 'n dansie vir hulle doen. Ja, hulle het nie danses gehad nie, toe hulle vir my gevra om dit te doen vir hulle. Ja. En dan kom hulle nou vir hierdie dansie. Dis soos 'n paar mense wat nou 'n bietjie 'n bachelor het en dan het hulle nou nie iemand wat nou kan 'n bietjie meer entertain nie, want hulle almal wil saam geëntertain word. En jy weet 'n bietjie die bruidegom se nommetjie toffie maak en so en dit interessant hou. Dan wil almal nou in die kamer toe gaan en dan wil net 'n bietjie 'n danser hê wat nou net 'n bietjie kan tease en daai en dis dit. Ja, dit is nou vir 'n bachelor of so iets, maar meeste van die partykeer van hulle raak baie getrek en dan wil hulle 'n bietjie meer hê. Ja, dan gaan hulle en dan nou in die kamers en ja, dan is dit so. Gaan jy nou die stokstywe baie goed. Dan gaan hulle alles wat styf is afslaan. Elke spier. Ek weet jy wil nie doen wat jy doen nie. Nee, glad nie, ek dink nie een van die dames wil dit doen nie. Nee, jy is ek dink as ons 'n kans kan kry in die lewe en iemand kan ons help met kyk ek sal graag hare wou gedoen het as my ouma die geldjie gehad het om my deur te sit om te gaan leer vir 'n haarkapster. Ek is baie goed met my hande en ek leer vinnig. Sou ek dit gekies as daar 'n opportunity was. Ek wil graag ook my eie huis hê. Ek is al 41, ek het nog nooit my eie huis gehad nie. Maar ek het 'n kar gehad, 'n huis gesteel, maar dis okay. Jy weet, ek wil ook vir my kindertjies ietsie agterlos as ek die dag gaan. Maar ek het op die oomblik niks nie. Ons het nou ook so gepraat nou om by die geld terug te kom. Mense dink julle maak ontsettend baie geld. Glad nie. Daar gaan baie keer weke verby wat ons absoluut nie een dansie sal kry of jy weet soos in ons dansies so maar 300 randjies. En dan daai 300 randjies moet jy nou maar weer by die huis uitkom. So dan is daai 300 randjies maar ook maar niks nie. So jy moet nou maar ook eet en die baas gaan nie vir jou kos verniet gee nie. So jy moet nou maar jy kry die einde van die week maar soos jou levies wat jy betaal is R1000 'n week. Dit is nou wat jou onkoste insluit vir jou kosies en die en daai. Om dit te gaan reflect te hou vir die girls ook. Ja, so elke paar sente wat jy maak, moet jy maar aan vasklou. Dis nie 'n vaste salaris nie. Wat ons kan sê, ons kan agteroor sit ons wag nou vir die einde van die maand nie. Dis glad nie so nie. En dan daai ekstra wat jy nou met kliënte doen, wat jy nou so sê gaan braai of nou daai, dit gebeur ook nie elke dag nie. Nee, dit gebeur ook maar so once in a blue moon. Maar dit is regtig dit is nou mense ook wat baie oulik is. Hulle maak jou voel soos 'n regte vrou. Want ons wil ook soos 'n vrou voel, verstaan jy? Ons wil nie soos 'n slawe voel wat sê doen dit en doen dat en doen die nie. Nee, hulle koop ons blommetjies en braai vleisie en vertel bietjie oulik is ons en nee, oulik is jy en kan ek jou voetjies bietjie vryf as hulle bietjie moeg gedans, het sulke goedjies. Wat is oulik nou nog? Ja. En dan verskil die prys? Ja, van 'n 350 nou op die tafel dans, verskil daai prysie na 3500 toe. Vir 'n aand of so? Nee, daai is vir 'n uur. Okay. Die girl kry 3000, die klap wat 500. Okay. Ja. Alright. En dan jou kindertjies, is hulle by jou? Nee, ek het hulle in pleegsorg gesit vir die bly omstandighede van waar ek op die oomblik bly is nie regtig veel
om kinders groot te maak nie. Maar as Julle is ek 'n klomp vrouens wat saam bly nou, né? nee, Of ons nie? is op die oomblik is ons 3 vrouens en dan is dit nou my boyfriend, haar boyfriend en dan die ander 2 is getroud met haar boetie en dan ook vir ou Pultjie wat in die sitkamer bly wat ook 'n groot Christen is saam met die Here. En hy help ons bid elke oggend. Hy onthou ons elke oggend voor ons eet, ons moet bid. En as hy terugkom van die werk af, dan sy ook weer by almal om bid gou vir almal en dan gaan slaap hy of hy gaan eerder na die vriendekring by die kerk om. So ja. Okay, dan ons gaan nou net weer terugkom by dit is nie wat jy wil doen nie. Dit is nie wat jy vir die res van jou lewe wil doen nie. Is daar planne om uit te kom? Ja, ek wil bitter graag want weet jy, as jou kinders groter word en dan wil nie sê waar werk jy nie, verstaan jy? Soos wat ek my kinders laat verstaan het nog die hele tyd is ek werk by 'n gastehuis. Want hulle bly my vra, "Mami, waar werk jy?" Ons werk by 'n gastehuis want ek bly te skaam om te sê oor jou ma is 'n stripper of 'n escort, verstaan jy? Dit is nou nie wat jou kinders wil hoor of jou kinders wil blootstel nie. Ja, en obviously jy wil ook nie jy wil so ver as moontlik gaan dat jou kinders nie daar moet ingaan nie. So wat laat hulle dit nie ken nie. So my niggie het ek my kinders in pleegsorg gelaat. My ander 2 is in die Kaap, behalwe die een wat ek aangeneem het. Hy is ook in die Kaap, maar hulle is Jode, so hulle is in 'n Joodse kinderhuis. Daar is net 5 van hulle in hele Suid-Afrika. Is 'n Joodse kinderhuis. Hulle is baie hoog privaat, soos in privaat skole en al daai, so hulle het ook die beste vir hulle. Wat ek nou ook nie sou kan gee as ek nou hulle by my gehad het nie. Weet hulle het iPad en tablets en fone en ekkersrekeninge en sulke goedjies. Okay. Ja, ek stuur maar vir hulle so geldjies soos wat ek kan af. En jy het 200 of daar 300 as hulle verjaar. Baie weet bel hulle en so. Ja, ek bel hulle gereeld, baie gereeld. Ja. Baie dankie. Ek sê vir julle ook dankie baie. Dankie Liesel vir jou ook dat jy vir haar hiernatoe gebring het om haar storie te kom deel. En ek hoop regtig hierdie podcast gaan so ver en dit strek so ver en ons het nou daaroor gepraat net voor dit. As mens net een persoon wat in jou omstandighede is kan help en net laat hulle voel ek's nie alleen nie. Ja. Ek het jy deur baie lelike dinge in jou lewe gegaan. Ja. En dat jy's bereid om iemand te kom help hierso deur hierdie podcast. Ek hou my hoed vir jou af. Ek het regtig ek is baie geïnspireerd deur jou storie. Regtig geïnspireerd deur jou storie. Ek sien elke dag, kyk die Here is groot en almagtig en hy sal jou dra op hy wil nie jy moet kerk is net 'n gebou. Hy wil jou vriend wees. Hy wil jy moet sy vriend raak, jy weet. Praat met hom as jy deur swaar tye gaan, nie net wanneer jy dink jy het hom nodig nie. En Liesel, baie dankie dat jy my vandag hier al gebring het en dit is ook jou motivering wat my vandag ook het waar ek is soos in opgehou met Welms en alles. Baie dankie, hoor jy. Is 'n sterretjie. Ja, nee, ons kerk dan nie. Ja. Maar baie dankie dat julle ingeskakel het by nog 'n episode van Ek is vrou en ja, ons kyk uit vir die volgende. Daar's nog baie wat voorkom. Baie dankie dat jy jou storie met ons kom deel het en dankie. En as jy weet van iemand wat in 'n omstandighede is waar hulle nie wil in wees nie, asseblief kontak vir Liesel by Redeeming Love asseblief. Ja, kom ons maak 'n verskil. Dankie julle. Dankie.